Goeiedag graad 12 leerders, welkom by vandag se wiskundige geletterdheid les. Hierdie les word aangebied deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Pakoma Navorsing en Ontwikkeling. My naam is Desiree Esch en vandag gaan ons kyk na inkomste en uitgawes deel 2. Ek hoop julle is reg en ek hoop julle het baie energie saamgebring. So kom ons kyk gou wat is ons lesdoelwitte. So die lesdoelwitte aan die einde van hierdie les sal ons die volgende moet kan doen. Ons kan werk met inkomste en uitgawe vir groter organisasies. So ons gaan kyk 'n bietjie na groter organisasies as net een besigheid wat soos net muffins verkoop of so. So ons gaan bietjie kyk na groter organisasies. Dan gaan ons analiseer en vergelyk inkomste, uitgawes, winswaardes oor 'n tydperk. Werk met begrotings wat 'n vergelyking toon van geprojekteerde teenoor werklike inkomste, uitgawe en wins of verlies. Nou graad 12, ek wil hê julle moet nou net mooi vir my kyk na hierdie woord, geprojekteerde. Dis nie wat werklik is nie, dit is ons dink dit is wat dit gaan wees, is soos 'n begroting, is geprojekteer, né? Goed, kom ons kyk ons voorkennis, is julle reg vir die voorkennis? Hier is ons voorkennis, uitgawe tipes. Ons moet weet wat is vaste uitgawes. Ons moet weet wat is veranderlike uitgawes. Maar ek weet, jy het hierdie al klaar bemeester in die klas. So jy kan eintlik al vir my vertel, wat is vaste uitgawes, wat is veranderlike uitgawes. Ons gaan kyk na begroting. Dit is nie die werklike koste of werklike inkomste of werklike uitgawes nie, maar is 'n begroting, geprojekteer. Ons dink dit is wat dit gaan wees, né? So begroting is kennis dat 'n begroting 'n skatting is van inkomste en uitgawes wat gebruik word om finansies te beplan. Dan het ons wins en verlies. Om te verstaan dat wins, inkomste is groter as jou uitgawes. Sien julle graad 12, wins is inkomste, is groter as jou uitgawes. Jy kry meer in as wat jy uitgegee het. Dan verlies is waar jou uitgawes meer is as jou inkomste. So dit is ons voorkennis. En ek weet in die vorige les het julle dit almal al bemeester en jy het dit natuurlik gaan leer in hierdie rukkie wat ons mekaar nie gesien het nie. Kom ons kyk na ons volgende terminologie, breekpunt. Breekpunt. Om te weet dat dit die punt is waar die totale inkomste en uitgawes presies dieselfde is. Nou daai punt, gelyke breekpunt, is waar my inkomste en uitgawes presies dieselfde is. Geen wins, geen verlies. Graad 12, in die vorige les het ons gepraat van snypunte, nou praat ons van breekpunte. Onthou julle in die vorige les het ons gesê waar die prys vir onthaallokaal A, B, C dieselfde is die snypunte, want ons het nie in die konteks van inkomste en uitgawes gepraat nie. Nou praat ons inkomste uitgawes. So dit is breekpunt, gelyke breekpunt, waar my inkomste en my uitgawes presies dieselfde is. Goed, hier is ons basislyn assessering. Goed, ons is jy reg vir hom. Ek gaan vir jou 'n paar minute gee. Kom ons doen gou hierdie enetjie saam. As jy die inkomste en uitgawe grafiek op dieselfde stel as geskets en kruis by 'n sekere punt, noem ons die punt. Wat noem ons dit? Ek praat van inkomste en uitgawe grafieke. Ek het nou net vir jou gesê, kom ons kyk. Is dit die ontmoetingspunt? Is dit die gelykbreekpunt? Is dit die kruispunt? Of is dit die snypunt? Onthou nou wat ek vir jou gesê het, net in die vorige skermgreepie toe ons die terminologie gekyk het. Watter een dink jy is die regte een? Gou, kies hom vinnig. Ek sien julle het hom. Beautiful, ons gaan na die volgende een toe. Die volgende een. Watter van die volgende is korrek? Jy moet vir my kies, wins is gelyk aan inkomste minus uitgawe. Of B, wins is uitgawes minus inkomste. Of C, wins is gelyk aan inkomste. Of D, wins is gelyk aan besteding. Watter een is dit? Kies gou vir my en dan gaan ons aan. Ek sien jy het hom klaar gekies. Beautiful. Volgende een. Hierso is ons oplossings. Kom ons merk gou. So nommer 1 was die gelyke breekpunt waar my inkomste en uitgawes dieselfde is. Gee jouself daai 2 punte. Pragtig. Hoe bereken ek wins? Wins is jou inkomste minus uitgawes. Gee vir jouself daai 2 punte. Beautiful. Terminologie.
Ek weet jy ken hierdie terminologie al Grootwolfs, maar hoe meer ons dit repeteer, hoe beter gaan ons dit onthou. Veranderlike inkomste. Ek wil hê ons moet kyk na veranderlike inkomste, geleentheidsinkomste en vaste inkomste. Wat is veranderlike inkomste? Is inkomste wat van maand tot maand verander. So kenmerke, bedrag is nie elke maand dieselfde nie. Ons weet dit hang af van werk, ure of verkope. En dit kan hoër of laer wees van maand tot maand. So, ons kyk na kommissie, oortyd, verdienste uit verkope, seisonale werk. Ons kyk na daardie items, inkomste. As jy 'n bonus kry, as jy oortyd gewerk het. Geleentheidsinkomste is inkomste wat nie gereeld ontvang word nie. Kenmerke, dit kom slegs soms voor, jy kry dit nie altyd nie. Dit is onverwagste inkomste. Dis daai lekker eentjie wat jy net so onverwags kry, nie deel van 'n vaste plan of begroting nie. Soos byvoorbeeld verjaarsdaggeld, prysgeld, bonus, nie jou jaarlikse bonusie, maar jy kry so ekstra bonusie omdat jy hard gewerk het, 'n bonus, terugbetalings of belasting teruggawe. As jy ouers hulle belasting gedoen het en hulle kry 'n bietjie terug van belasting, dan sien jy ons is almal baie bly daaroor. Dit is 'n geleentheidsinkomste. Skenkings of borge is ook geleentheid. Dan vaste inkomste. Vaste inkomste sê presies wat dit is. Dis inkomste wat gereeld ontvang word en gewoonlik dieselfde bly elke maand. Die kenmerke is die bedrag bly elke maand dieselfde. Gereeld en betroubare inkomste, hierdie maak jy deel van jou begroting, Dit is vooraf bekend en maklik om te beplan. Jy weet jou salaris is dis hoeveel jy kan spandeer in 'n maand, of dit is wat jy moet uitgee aan wat ook al jy skuld vir iemand, jy moet dit betaal of dit betaal, en dan weet jy wat oorbly. Dit is 'n vaste inkomste, jy kan presies beplan. So, dit is soos jou salaris. As jy ouer is dit 'n pensioen. Toelaag, huurinkomste, studielenings. Huurinkomste is as jy 'n woonstel uitverhuur. Daai inkomste is 'n vaste inkomste. Grootwolfs is ons reg met die inkomste. Kom ons gaan kyk gou-gou na die volgende een. So onthou nou, veranderlik, geleentheid en vaste. Ons het hom. Beautiful. Die volgende een is ons uitgawes. Ons uitgawes, ek hou baie van die uitgawes een, want hierdie een is lekker ons almal spandeer lekker geld. So ons kyk na vaste uitgawes, ons kyk na veranderlike uitgawes en geleentheidsuitgawes. Presies dieselfde soos inkomste, maar nou gee ons die geld uit. So vaste uitgawes is uitgawes wat elke maand dieselfde bly. Dit verander nie. Daai uitgawes is elke maand dieselfde. So die kenmerke waarna ons kyk is dieselfde bedrag elke maand, noodsaaklike uitgawes en gereeld en moeilik om te vermy. Soos jy moet elke maand gaan jy sekere goed moet betaal. Soos as jy 'n plek huur, gaan jy huur betaal. As jy skoolgelde betaal, dan gaan jy jou skoolgelde elke maand betaal. So dit is goedjies wat jy moet betaal, Soos byvoorbeeld, het ons huur, elektrisiteit, water, selfoonrekening, versekering, leningspaaiemente en internet. Jy gaan elke maand geldjie op jou selfoon sit. Jy gaan jou internet betaal. Jy gaan jou huur betaal, Jy gaan elektrisiteit op die metertjies laai sodat jy elektrisiteit het vir die maand. So dit is vaste uitgawes. Veranderlike uitgawes. Kom ons kyk na ons veranderlike uitgawes. Dit is uitgawes wat van maand tot maand kan verander. So Grootwolfs, in terme van konteks, wil ek hê ons moet gou net dink aan elektrisiteit. In konteks kan elektrisiteit 'n veranderlike uitgawe wees, maar 'n vaste koste vir elektrisiteit, as ek 'n vaste bedrag moet betaal, gaan ek dit sit onder my vaste uitgawes. Maar dit wat jy oplaai op jou metertjie kan van maand tot maand verander, want in die winter laai ons meer elektrisiteit op ons metertjies, want hoekom? Ons gebruik verwarmers, 'n verwarmer kombers, 'n warm kombersie, ons gebruik daai goed en dit vat elektrisiteit. So, onthou nou, in konteks, ons lees die vraag in konteks voordat ons antwoord. Is ons met mekaar? Beautiful, kom ons gaan aan. Die kenmerke is, die bedrag is nie elke maand dieselfde nie.
Dit hang af van die behoeftes en keuses en kan bo of laer wees van maand tot maand. Dit kan hoër of laer wees, nee. Voorbeeld van veranderlike uitgawes, hier's dit. Kruideniersware, brandstof, wegneem etes of eet uit, nee. Skoonheidsprodukte, vermaak, skoolbenodighede. So, partykeer moet ons uitgawes aangaan vir penne en potlode. Partykeer moet ons uitgawes aangaan vir meer gremering, nee. As ons gremering klaar is, dan is dit nou 'n veranderlike uitgawe. Ons gaan meer spandeer dan aan gremering of 'n bietjie gesigroompies of lyfroompies. Ander kere gaan ons dit nie spandeer nie, nee. Ons gaan partykeer meer vermaak. So in Februarie weet ek, die seentjies gaan dan nou iemand uitvat vir 'n fliek en 'n popcorn en 'n koeldrank. Dit is 'n veranderlike uitgawe, want Februarie begroot jy vir dit en nie vir die ander maande nie. Dan weer in 'n verjaarsdagmaand begroot jy om iemand uit te vat vir ete. So uit eet is 'n veranderlike uitgawe. Is ons met mekaar? Geleentheidsuitgawes. Kenmerke, dis nie gereeld nie, onverwag of beplan vir, kom slegs af en toe voor. Verjaarsdae geskenke, vakansies, dit kom net af en toe voor. Jy gaan miskien in Julie 'n bietjie Kreer Wildtuin toe, dan is dit 'n geleentheidsuitgawe. Ek gaan Kreer Wildtuin toe, ons gaan afvlieg soontoe en dan gaan ons in die Kreer Wildtuin kuier. Geleentheidsuitgawe, nee. Motoronderhoud. So jy ry daarso op die N1, jy kom na Johannesburg se kant toe en 'n wiel bars. Dit is 'n geleentheidsuitgawe. Dit is 'n onvoorsiene uitgawe. Jy gaan 'n nuwe band moet koop vir die motor, nee, is onvoorsien. Daai is nie lekker uitgawes nie. Daai is gewoonlik daai uitgawes wat ons baie pla. Mediese uitgawes. Partykeer moet ons inbetaal. Al het ons 'n mediese fonds, moet jy inbetaal op mediese kostes, nee. So as jy miskien hospitaal toe gaan en jou mediese fonds dek net 'n sekere gedeelte, gaan jy onverwags ekstra geld moet betaal. Of partykeer het ons nie mediese fondse en ons moet daardie geld betaal by die hospitaal. En dis onverwags, jy weet mos nie 'n maand voor die tyd jy gaan siek wees volgende maand nie. So dis 'n onverwagste of 'n geleentheid uitgawe, nee. Skoolfooie, koshuisgelde, dit is 'n koshuisgelde, hierdie is 'n geleentheidsuitgawe. Partykeer betaal ons dit eenmalig, so dit is 'n geleentheidsuitgawe. Nuwe items of byvoorbeeld meubels. As ek 'n nuwe sitkamerstel wil koop en ek het nie begroot nie, maar ek loop verby die winkel en ek sien, daar's die sitkamerstel wat ek wil hê, is geleentheidsuitgawe. Getwils, ek dink ons is almal met veranderlike uitgawes, vaste uitgawes, veranderlike uitgawes en geleentheidsuitgawes. En as ook die inkomste, vaste inkomste, veranderlike en geleentheidsinkomstes. Ek dink ons het dit, nee. Julle gaan hierdie skermgreepies vir my mooi leer. Beautiful. Kom ons kyk gou-gou na inkomste en uitgawestate. Graad 12, hierdie is 'n given. Jy gaan dit kry in die eksamen. Hier staan ons inkomstestaat, hier het ons uitgawestaat. Vaste inkomste, daar sien julle vaste inkomste en hier het ons veranderlike inkomste en dan hierso by uitgawes het ons onvoorsiene uitgawes. Kan julle sien, daar is onvoorsiene uitgawes. Goed, kom ons kyk gou-gou. Hier het ons 'n basiese salaris. Beautiful, dis 'n vaste inkomste. Dan aan die ander kant het ons uitgawes, vaste uitgawes. Daar het ons dit hier, motorfinansiering, versekering, mediese hulp. Dan het ons veranderlike inkomste. Hierdie persoon het 'n kommissie gekry. En dan het ons veranderlike uitgawes, soos kruideniersware, water en elektrisiteit, vermaak, petrol en spaargelde. So, graad 12 nou. In die eksamen is hulle baie lief daarvoor om te vra, jy moet vir hulle sê, jy moet identifiseer 'n veranderlike uitgawe. Hierso het ek dit nou vir jou gelys, maar in die eksamen sal hulle dit sommer net daar sit onder uitgawes en sê, gee 'n voorbeeld van 'n veranderlike uitgawe. Goed, so hierso het ons 'n beskikbare bedrag. As ons kyk na ons inkomste en ons kyk na ons uitgawes, het ons hierso 'n bedrag van 8.330 wat beskikbaar is, wat oor is, nadat ek al my uitgawes afgetrek het. So hierso kan ek nou 'n bietjie gaan speel met
met geldjies of ek kan dit gaan spaar. Geen spesifieke bedrag is begroot vir onvoorsiene uitgawes nie, maar dit word aanbeveel om geld maandeliks te spaar vir wanneer dit nodig is. So, onvoorsiene uitgawes, daarso het ons vraagtekens, wanneer is onvoorsien? Jy gaan nie vir jouself sê, hierdie maand gaan ek 'n band pop nie, nee. Jy gaan dit nie vir jouself sê nie. Jy gaan weet dat onvoorsiene uitgawes is onvoorsien. Jy kan nie beplan vir dit nie. Goed, ons is reg met dit, nee. So dis hoekom daar vraagtekentjies is. In die eksamen as ek vir jou vra, hoekom is daar vraagtekens by onvoorsiene uitgawes? Dan moet jy weet, want dit is uitgawes waarvoor nie beplan kan word nie. Pragtig. So, jy het nou R8.330 oor, moet dit nie alles gaan spandeer nie, want daar kan dalk onvoorsiene uitgawes wees, of dan geleentheidsuitgawes. Is ons met mekaar? Reg so, kom ons gaan kyk. Inkomste en uitgawes en begrotings, kom ons kyk gaga, hulle sê 'n begroting is 'n lys van beplande inkomste en uitgawes. Onthou hom net so, beplande, dis die woord wat ek soek. Beplande inkomste en uitgawes, nee. 'n Inkomste is die inkomste wat 'n regering of maatskappy gereeld ontvang, byvoorbeeld belasting. Die regering kry inkomste uit persoonlike inkomstebelasting. Jy het dit geleer in persoonlike inkomstebelasting. Die regering, dit is 'n inkomste vir die regering. So, persoonlike inkomstebelasting is hoe die regering of die staat hulle inkomste verkry, nee. 'n Begroting verskaf 'n projeksie van uitgawes en inkomstes en wat om binne in 'n maatskappy of vir 'n individu te verwag, nee. Dit is belangrik om die werklike besteding aan die einde van die maand in ag te neem. Die werklike besteding, dit wat ek werklik moet uitgee. 'n Inkomste en uitgawestaat is 'n lys van werklike inkomste en uitgawes. So ek het 'n begroting, ek het 'n inkomste uitgawestaat en 'n begroting, nee. Goed, graad 12, jy weet. In graad 11 het ons al jou 'n bietjie laat toets op dit, waar ons vir jou inkomstestaat gee, 'n uitgawestaat en dan gee ek vir jou 'n begrotingstaat. Nou kan ons vra, vir watse uitgawe het die persoon meer begroot of te min begroot? Nee, dan moet jy dit gaan aflees, maar ons gaan voorbeelde van dit doen. Kom ons kyk na ons volgende skermgreepie. Dit sê 'n voorbeeld. Gebruik die inkomste en uitgawestaat hieronder vir 'n sekere maatskappy om die volgende vrae te beantwoord. Goed, so kom ons kyk gou net wat het ons hierso. Ons het hier die inkomste in rand, ons het hier die uitgawes in rand. Ons het lidmaatskap fooie, donasies, straatstortings, kollektes. So hierdie is vir vullis binne, vir die vullisdromme. En dan het ons jaarlikse fondsinsameling vir die Rotary International. Dan het ons rente en ons het boedel van V. Abrahams. Dis 'n inkomste, nee. Dan het ons uitgawes en daar is al my uitgawes gelys. Ek het hier 'n totale inkomste van dit en hier het ek 'n totale uitgawe van dit. So, wat is my beskikbare bedrag? Hier het ek het nou sommer klaar vir jou gaan uitwerk, graad 12. Kyk gou of ek reg is. Ek het gesê my inkomste minus my uitgawes en dit gee toe vir my 'n minus R992.24. Nou kom ons gaan kyk wat vra hulle vir ons. Hulle vra, bereken die totale uitgawe. Ek moet die totale uitgawe gaan bereken. Bereken die totale inkomste. Werk die verskil uit tussen die totale in nommer 1 en nommer 2 en het die maatskappy 'n tekort of 'n surplus. Nou eintlik het ek dit klaar vir jou gedoen, graad 12, want dis 'n voorbeeld. So hierdie is die voorbeeld vrae wat hulle kan vra, nee. Bereken die totale uitgawes. Ek gaan gou teruggaan. Die totale uitgawes, jy gaan al jou uitgawes bymekaar tel om hierdie bedrag te kry. Jou totale inkomste, gaan jy al jou inkomste bymekaar tel om hierdie bedrag te kry. Die verskil tussen bedrag 1 en bedrag 2, jou inkomste en uitgawes, ek moet dit gaan aftrek, soos wat ons hier gedoen het, nee. Goed, so, het die maatskappy 'n tekort of 'n surplus? Graad 12, kom ons kyk gou. Ek het hier vir jou uitgewerk, ons het dit uitgewerk, ons het gesê, en ek wil hê jy met jou sakrekenaar vat, en dit intik saam met my, sodat ons kyk dat ons reg is. Ons het gesê, ons inkomste is R405.377.29 minus 406.369.53 is almal saam met my ingetik, is gelyk aan
En ons het nou so 'n snaakse getalletjie, as jy Casio gebruik, dan het jy op mekaar gekry, druk vir my SD, sodat hom verander van scientific na decimals toe, en dan kry jy minus 992.24. Nou, die vraag was, het hierdie persoon 'n tekort, of het hy te veel? Het hy 'n surplus of 'n tekort? Dis 'n minus, so hy het 'n tekort. Sy uitgawes is meer as sy inkomste. Hierdie persoon het 'n bietjie van 'n probleempie nou, nê? Kyk, so hy het 'n tekort. Groot of ek wil net gou teruggaan. So 'n tekort, dan gaan ons 'n minus hê, en 'n surplus gaan ons 'n plus antwoord hê. Almal is met my. Onthou, ons gaan nou nog voorbeelde doen, en ek gaan saam met jou aktiwiteitjies doen, en ek wil hê jy moet onthou, 'n tekort het 'n minusgetalletjie, en 'n surplus is daar's meer, daar's oor, nê? So, tekort is dan jou uitgawes is meer as jou inkomste. Goed. So hierso het ons uitgewerk, bereken die totale uitgawe. As ek gou net hierso kyk, ek wil net vinnig sien, die totale uitgawes, grootwels. Okay, kom ons kyk gou. Tommy, can I just quickly pause this one? Okay, grootwels, kom ons doen gou die voorbeeld. Kom ons kyk na die voorbeeld. Hulle sê, gebruik die inkomste en uitgawes staat hieronder vir 'n sekere maatskappy om die volgende vrae te beantwoord. Nou kom ons, dis net 'n voorbeeld, so ons gaan gou saam hierdie doen. So ons het ons inkomste en ons het ons uitgawes, en dit is in rand. Ons almal sien dit is in rand. Dan as ek hierdie gaan bymekaar tel, grootwels, dan kry ek 405.377.29 sent. As ek my uitgawes alles bymekaar tel, kry ek 406.369 rand en 53 sent. En as ek die verskil wil gaan uitwerk, ek wil die verskil tussen die inkomste en die uitgawes, gaan ek sê my inkomste minus my uitgawes gee vir my minus 992 sent en 992 rand en 24 sent. Kom ons kyk gou, wat is die tipe vraag wat hulle ons kan vra? So hulle kan vra, bereken die totale uitgawe. Ons het gesê, geen probleem, ons gaan tel die uitgawes bymekaar, dit is 406.369 rand en 53 sent. Geen probleem, tel hulle bymekaar, ons kry ons antwoord. Dan vra hulle, bereken die inkomste, die totale inkomste, ook geen probleem. Ons gaan tel ons inkomste bymekaar en ons kry 405.377 rand en 29 sent. So ons het dit gedoen. Dan kan hulle vir ons vra, werk die verskil uit tussen nommer 1 en 2. Nou, ek wil hierso sê, jou inkomste en jou uitgawes. Kom ons sê inkomste en uitgawes. Tussen jou inkomste en jou uitgawes. Is ons met mekaar? Beautiful. Kom ons gaan kyk gou, dan sê ons inkomste is dan 405.377 rand 29 sent, minus ons 406.369 rand en 53 sent, en dan kry ons 'n antwoord wat ek klaar vir julle gedoen het. Hier het ek hom gedoen, ons het hom ingetik, en jy kry 992. Kom ons gaan kyk gou, tik hom saam met my in, dis 405.377.29 minus 406.369.53 en ons kry, jy gaan so 'n antwoord kry wat bo op mekaar is, ek kry so minus 24806 oor 25. Getwils, as jy met 'n Casio werk, dan gaan jy dit kry. Druk vir my die SD knoppie, laat hy hom van scientific na decimals te vat. As jy met 'n sharp werk, as jy nie 'n probleem nie, jy is gesond. Casio, druk gou daai knoppietjie, dit is die SD knoppie, hy is langs die M plus knoppie, en dan het jy minus 992,24. So grootwels, dit is die bedrag wat ons gekry het, as ons die verskil tussen ons inkomste en uitgawes gaan uitwerk. Goed, nou vra hulle, het die maatskappy 'n tekort of 'n surplus? Wat is 'n tekort, grootwels? Wat is 'n surplus? 'n tekort, daar's 'n minus, want jy gaan trek jou inkomste minus jou uitgawes en jy kry 'n minusgetal. As dit 'n surplus is dit 'n positiewe getal. So in hierdie geval, as ons gou kyk, daar is 'n minus 992 rand en 24 sent. So dit is 'n, ek hoor dit,
dit is 'n tekort, beautiful. So dis die tipe vrae wat ons jou kan vra op inkomste en uitgawes state. So kom ons gaan kyk na aktiwiteit 1. Is jy reg? Het jy jou sakrekenaar by jou? Het jy 'n liniaal om vir my die antwoorde te onderstreep? Ek weet jy is 100% reg. Kom ons gaan doen gou-gou. Die figuur in die volgende skyfie wys die vergelyking van die begroting teenoor die werklike inkomste en uitgawes vir Kikuza projekte. So hierso het ons inkomste, ons het die werklike en dan het ons begroting en ons het die verskil. So kom ons gaan kyk gou-gou. So ons het jou installasie, jou inkomste was installasie, dit is die werklike bedrag, hierdie is my begrote bedrag. Onderhoud, hierdie is my werklike bedrag vir inkomste, hierdie is my begrote bedrag, en dan het ek hier natuurlik die verskil. So as ek gou net daai gaan uitvee vir jou, kom ons doen dit, as ek hierdie gou net uitvee, as ek wil weet, Grotwolfs, as ek wil weet, hoe het hulle hierdie bedrag gekry, tik gou saam met my in. Jou begrote bedrag en jou werklike bedrag is 1.250.000, tik jy dit in saam met my? Goed, minus 1.200.000. En dan kry jy, dit is 50.000. So hierdie verskil kry ons deur die begroting minus die werklik, So almal is met my. Beautiful. Kom ons gaan kyk uitgawes. Uitgawes, hierso is wat dit is. Hierso het ek my werklike uitgawes, hier het ek my begrote uitgawes en dan het ek my verskil. So, netto wins of verlies, hierso het ek my werklik is 240.000, hier het ek my begroting is 274.400 en my verskil is 34400. Goed, graad 12. Ek het so baie notas vir julle gemaak. Kom ons gaan kyk gou-gou. Wat sê hulle in die vraag? Is jy reg? Jy het nou gesien, ons het nou 'n idee wat ons gaan doen. Ok, gebruik die inligting in die vorige skyfie om die volgende vraag te beantwoord. Ek het die skyfie vir jou hier gesit, Wat beteken die hakkies wat in die verskilkolom vir onderhoud getoon word? Wat beteken die hakkies in die onderhoud, daai verskil? Wat beteken dit? Wat dink julle beteken? Skryf gou jou antwoord vir my neer en dan gaan ons dit nou merk. Jy het vir my neergeskryf. Wat dink jy, hoekom sit hulle daai in hakkies, Grotwolfs? Hoekom dink jy is dit in hakkies? Die tweede een sê, wys hoe die verskil van ander bereken is. Kom ons gaan soek gou-gou, ander. Hier's ander, hoe is hierdie verskil bereken? Wys vir my, doen gou-gou vir my die berekening. Hoe het hulle daai verskil gekry? Ek het sien julle het hom klaar gedoen, beautiful. Kom ons kyk gou-gou, wat beteken die hakkies? Die hakkies beteken dat die maatskappy R2000 meer begroot het as wat die onderhoudsinkomste was. Het julle hom so gekry? Grotwolfs, julle is baie oulik. Die tweede een was gewees om te wys hoe die verskil van die ander bereken is. Hoe is die ander bereken? Ons het gesê 2500 minus 2500 gee vir ons die 0. So daai begroting was presies on the dot. Hy was 100% reg. Aktiwiteit 1, kom ons kyk aktiwiteit 1. Grotwolfs, nou aktiwiteit 1 vra hulle vir ons by nommer 3, ons het nou vraag 1 en 2 gedoen, julle het baie goed gedoen, maar by aktiwiteit 1 nommer 3 vra hulle vir ons, identifiseer die item onder uitgawes waar die maatskappy meer spandeer het as wat hulle begroot het. So ek gaan kyk na uitgawes, ek wil weet watter een het hulle meer spandeer, so die werklik en teenoor die begroot wat hulle begroot het. So as ek gaan kyk gou, kom ons kyk gou hierso. Hierso het ek meer begroot as wat ek spandeer het, Hierso het ek meer begroot as wat ek spandeer het. Hier dieselfde, ek het meer begroot as wat ek spandeer het. Hier het ek meer begroot as wat ek spandeer het. Maar hier het ek meer begroot, het ek minder begroot as wat ek spandeer het. Kyk, ek het 7500 begroot, maar ek het 10.000 gespandeer. Hier het ek 1500 spandeer en begroot is 1600. So die een wat die meeste was, is dan natuurlijk ons skryfbehoeftes, So die maatskappy het 'n begroting van 7500 gehad, maar het uiteindelik 10.000 bestee. So dis die een wat die meeste, hulle het meer spandeer as wat hulle begroot het. Het julle hom, Grotwolfs? Beautiful. Kijk,
Dan sê hulle, bestudeer die totale inkomste. Watter afleiding kan ons maak oor die begroting in vergelyking met die werklike inkomste? So gaan kyk vir my na die totale inkomste. Ons soek die totale inkomste. Hier is ons uitgawes, hier is ons totale inkomste, hier is ons werklik, hier is ons begroting, hier is ons verskil, né? So, watter afleiding kan ons maak oor die begroting in vergelyking met die werklike inkomste? Die begroting vir totale inkomste was die begroting is 1,278,500, daar sien jy hom. En die werklike totale inkomste was 1,225,500. Dit beteken dat hulle meer begroot het as wat hulle werklik spandeer het. So hulle het meer begroot. Ek wil hê dat jy dit saam met my moet skryf, begroot as wat hulle spandeer het. Graad 12, het jy dit? Is jy met my? Is jy reg met die werklike bespandering, die begroting, inkomste, uitgawes? Ek weet jy het hom. Het jy hom? Laat ek net sien, kyk na die maatjie langs jou. Jy het hom. Beautiful. Okay, so, graad 12, ons is 100% reg, hulle het oorbegroot en ons is baie gelukkig daarmee. So, nou vra hulle by vraag 5 vir ons. Wat betref die totale uitgawes, wat kan jy sê oor die begroting in vergelyking met die werklike uitgawes? So nou gaan ons uitgawes doen. Ons het inkomste gedoen, nou sê hulle uitgawes. So kom ons gaan kyk gou-gou. Hier is ons totale uitgawes, hier is ons begrote uitgawes en hier is ons verskil. So wat se afleiding kan ons hier maak? Ek gee jou gou 2 minute, doen hom vir my. Pragtig, daar is hy. Die begroting vir totale uitgawes was, ons het gesê, dis 1,004,100 rand en die werklike totale uitgawes was 982,500, nee, 982,500, laat ek hom reg lees, dit beteken dat hulle 21,600 oorbegroot het. Graad 12, pragtig, ek het gesien, julle het hierdie. Is inkomste en uitgawes moeilik? Glad nie, ons het hierdie. Nou sê hulle vir ons, identifiseer 2 items binne die kategorie uitgawes. Nou sien julle dat hulle speel met ons waar ons moet kyk. So hulle sê, identifiseer 2 items binne die kategorie uitgawes waar die maatskappy verbeterings kan aanbring om die geprojekteerde netto wins te realiseer. So die maatskappy kan minder begroting maak op rekenaars en meer op skryfbehoeftes. Ek het gesien, julle het daai ene gesien, nee. So dit is 15,000 meer as wat vereis is en die begroting vir skryfbehoeftes was 2,500 minder. So, kom ons gaan kyk gou. Ek wil teruggaan na ons skermgreepie toe en die vorige een. As ons gaan kyk na skryfbehoeftes, hulle het 2,500 te min vir skryfbehoeftes begroot. Maar vir rekenaars, kyk gou. Hulle het daar so 40,000 gebegroot en net 25,000 gebruik. So ons kan 'n bietjie meer begroot vir skryfbehoeftes en 'n bietjie minder vir rekenaars, want ons gebruik nie alles wat ons begroot vir rekenaars nie, né? So jy het hom reg gekry, baie mooi. Ek is trots op julle dat julle dit raak gesien het. Goed, kom ons kyk aktiwiteit 2. Is jy reg vir hom? Kom ons lees hom saam. Angela het 'n klein besigheid waar sy roomys van verskillende geure verkoop. Die formule vir die berekening van die totale uitgawes van Angela se besigheid word hier gegee. So is dit totale uitgawes R9,921,34 plus R7,25 maal met die aantal roomyse wat sy verkoop. Die roomys is teen 'n prys van R12,50 verkoop. Verduidelik waar elkeen van die syfers in die totale uitgawe formule verkry is. So ek wil weet waar hierdie vandaan kom. So graad 12, het jy hom vir my? Jy het gesê R9,921,34 is die waarde vir die bedryfskoste. Is 'n vaste koste wat ek moet gaan betaal, nie, is 'n uitgawe wat ek moet betaal. Plus dan het ek R7,20 veranderlike koste om 1 roomys te maak, want ek het R7,25 maal met daai aantal roomyse. So ek moet R7,25 betaal maal met die hoeveelheid roomyse wat ek maak. Dit is die veranderlike koste om 1 roomys te maak. Beautiful.
Kom ons gaan kyk, nou het hulle hier vir ons 'n tabel gegee. En hulle is lief vir hierdie tabelle. Hieronder is 'n tabel oor Angela se besigheid. Roomhuisverkope, uitgawes en inkomste. Hier het ons die aantal roomhuise, so hierdie rytjie gee vir ons die aantal roomhuise. Hier sê hulle die totale uitgawes en hier sê hulle die totale inkomste. Nou sê hulle vir ons, gaan doen hierdie tabel. Graad 12 is jy reg om hierdie tabel te gaan doen. So onthou nou, totale uitgawes, totale inkomste. En ek het hierdie nodig. Ek het nodig om die totale uitgawes, moet ek R9,921,34 plus R7,25 maal met die roomhuise wat ek verkoop, dis my uitgawes. En dan verkoop ek een roomhuis teen R12,50. So my inkomste is R12,50 per roomhuis. Gaan voltooi gou vir my hierdie tabel. Beautiful, graad 12, dis hy. So, as ek nou gaan kyk na my totale uitgawes en my totale inkomste, het jy hom so gekry? Ek weet nie of jy hom so gekry het nie, want ek dink daar is 'n klein foutjie, nê. Ons het dan nou, ons uitgawes is 9,000 en ietsiekie, ons totale uitgawes, so ons moet gaan kyk na ons roomhuise. Het jy hom so gekry, graad 12? Kom ons gaan kyk gou. Nou is hierdie ding baie stout met my. Ons gaan gou terug. Hy haak vas. Kom ons kyk hoe jy hom uitgewerk. Goed, so, as sy 0 roomhuise verkoop het, dan gaan ons hê die totale uitgawe is R9,921,34 plus 0, want sy het dan nou niks roomhuise verkoop nie. So dit gaan wees R9,921,34 is ons met mekaar. So ons eerste enetjie vir totale uitgawes vir 'n roomhuis gaan wees R9,921. So Gretos, ons wil nou hierdie tabel ingaan vul en ek het nou klaar hierso begin invul, maar is nie 'n probleem nie, ons gaan hom saam invul, nee. Ek wil gou net ons formule neerskryf. So ek gaan hom net gou hierso neerskryf. Ons het R9,921,34 plus ons R7,25 maal met die aantal roomhuise, nê? Die aantal, ek wil nie skryf nommer nie, ons gaan skryf aantal, laat dit nou mooi lyk, so ons wil skryf die aantal roomhuise maal die aantal roomhuise. En dan verkoop sy dit teen R12,50 'n roomhuis. So ons inkomste is R12,50 maal met die hoeveelheid roomhuise wat sy verkoop, en dan ons uitgawe is dan natuurlik hierdie ene. So graad 12, as sy nog niks verkoop het nie, gee gou vir my antwoord, ek het nou begin skryf hierso. So sy gaan betaal R9,921,34. Sy gaan dit betaal, want sy het niks verkoop nie, maar daar is 'n vaste koste, is 'n vaste uitgawe daar. Dan het ons die totale inkomste, 0 roomhuise verkoop, 0 geld gemaak, so ons gaan in 0 sit. 300 roomhuise, so. Nou het ons formule, daar is ons formuletjie, so ek gaan intik en jy tik saam met my, 9,921,34, tik jy saam, plus R7,25 maal met 300 roomhuise. So dit gee vir my hierso, en ek gaan so 'n bietjie skeef skryf, Groothof, ekskuus, 12.096,34. Dis daai een se antwoord. Beautiful, jy het hom, nee. Goed, nou die inkomste. R12,50 vir 300 roomhuise. So jy tik in 12,50 maal met 300, wat kry jy? Ek kry R3,750. Beautiful. Dan kom ons kyk net of hulle reg is by daai 1000. Ons sê die totale uitgawe, tik saam met my, 9,921,34 plus R7,25 maal met 1000. En dit gee vir my beautiful, dit is R17,171,34. Dan my inkomste, ek het 1000 roomhuise verkoop, hoeveel betaal ek, hoeveel kry ek in vir 1 roomhuis? R12,50, reg so. So ons tik in R12,50 maal met 1000. Jy moet nie kyk soos ek nou
vir jou kyk nie, jy moet op jou sakrekenaar kyk, R12.50 maal met 1000, dit gee vir ons R12.500. Kom ons gaan gou na die uitgawe vir 1600 roomhuise. Tik in 9921.34 plus 7.25 maal met 1600, dit gee vir ons, ek kry 2152,0,34, het jy hom? En dan ons inkomste, het ek R12.50 maal met 1600 roomhuise, so hierdie is 'n lekker bedrag, R20.000, nee. Kijk, maar sien jy, ek het hierso is nog 'n bietjie iets fout nie, want ek het meer uitgawes as inkomste. Kom ons gaan kyk 2000 roomhuise. Is jy reg? 9921.34 plus 7.25 maal met 2000 roomhuise. Dit gee vir my 2421,34. Inkomste R12.50 maal met 2000 roomhuise. Dit gee van, hier begin ons nou iets sien. Wat sien jy, graad 12's? Dat my inkomste raak nou meer as my uitgawes. Kyk gou 24, 25. Ek begin nou 'n winswys, beautiful. Laaste enetjie, jy tik saam met my 2400, so my uitgawes is 9921.34 plus R7.25 maal met 2400 en dit gee vir my 2732,34. Beautiful. Uit inkomste, is jy reg, R12.50 maal met 2400 en ons kry hierso 30.000. Graad 12's het jy hom. Ek sien julle smile, want nou het julle hierdie formule en julle het hom reg. Pragtig as jy dit reg gedoen het. Ek is baie trots op jou as jy saam met my gedoen het. Asseblief onthou, kyk vir jou sakrekenaar terwyl jy tik, nee. Kom ons kyk gou ons volgende een. Hulle sê gebruik daai woordes om 'n tabel op grafiekpapier te teken. Nou jou juffrou gaan vir jou grafiekpapier gee en ek wil hê ons moet dit dan teken, nee. So graad 12, hier is jou grafiekpapier. Natuurlik is hierdie verkeerd, nee. Jy gaan vir my die regte woordes hier intik en dan gaan jy vir my op hierdie is jou x-as en hierdie is jou y-as. Nou wil ek net gou so vinnig vra. Wat is my afhanklike en onafhanklike veranderinge? Kan julle dit onthou? Ek weet nie of jy kan onthou nie, ek hoor julle skree daar in die klas. Afhanklike veranderlike is die y-as, onafhanklik is x-as. Nee, is ons met mekaar, pragtig. Jy gaan vir my hierdie getalletjies net oor invul en dan gaan jy vir my die grafiek teken. So graad 12's, hierdie grafiek is nie 100% reg nie, maar jou juffrou gaan jou nou merk in die klas. Ek wil hê jy moet gou kyk, dat my uitgawes gaan begin by net onder 10.000. Nee, hy gaan by R9.921 en 34 sent. Hy gaan daar begin. So dit is, hy begin daar. My vraag is, hoekom begin uitgawes daar? Want daar was 'n vaste uitgawe. Pragtig, nee. My inkomste begin by 0. Hoekom begin my inkomste by 0? Want as ek nog geen iets verkoop het nie, gaan ek geen geld hê nie. Pragtig. So daar is die twee lyngrafieke graad 12's. Jy het hom geteken, jou juffrou het vir jou punt gegee, want jy het daai een op die regte punt begin, jy het hierdie een op die regte punt begin, dan gee ek vir jou, omdat daai reguit lyn is, gee ek vir jou punt, daai reguit lyn is, en dan kruis hulle hierso. Sien jy hier in die middel kruis hulle. Ja, en dit is inkomste en uitgawes, en dan as ons 'n punt het wat kruis, noem ons dit 'n gelyke breekpunt. Beautiful. So in die middel van 1800 en 2000, 1900. Daar is my gelyke breekpunt. En jy het sopas vir jouself 5 punte gekry, plus die voltooi van die tabel, 10 punte, daar gaat jy maklik, jy het dit. Baie mooi graad 12's. Nou sê hulle verwys na jou grafiek en jy sien ek gaan altyd vooruit, nee, want ek wil vir jou wys wat is dit belangrike goed. Verwys na jou grafiek en stel die gelyk breekpunt voor as die aantal roomhuise wat verkoop moet word rond jou antwoord af na die naaste
100 roomeise. So graad 12, yes. Ons het gesê is 1900 en ek het nou klaar vir jou dit gewys. Dis in die middel tussen 1800 en 2000. So hierdie is my gelyke breekpunt. Jy kan nou A sit, hulle sal vir jou partykeer sê, merk dit met 'n A, skryf die getal neer. So ons het die getal neergeskryf is 1900. Hulle kan vir jou sê op die grafiek, toon met 'n A aan dat dit die gelyke breekpunt is. Dan moet jy dit kan doen. Beautiful! Kom ons gaan na die volgende een toe. Gee 2 idees om die verkope van roomys te verbeter. Net 2 idees, dis jou eie idees, graad 12. Wat is die 2 idees? Enige 2 sinvolle redes. Ek hier die volgende. Verlaag die pryse, maak dit goedkoper, dan koop meer mense. Adverteer beter, sit baie advertensies op, waar baie mense loop. Foot traffic, nee, in Engels noem ons dit foot traffic. Daar waar baie mense loop, sit jou advertensies daar. Promosies, sê koop 1, kry 1 gratis, nee, dis dit promosies. Okay, so ons het dit, nee, graad 12. 2 ander maniere om meer inkomste te maak, behalwe om meer sagte roomys te verkoop, en hierso het ons ook gesê, enige 2 sinvolle redes, om byvoorbeeld koeldrankies, skyfies en lekkers te verkoop en verhoog die pryse, nee. 2 ander maniere om meer inkomste te maak, sy kan ander items ook verkoop. Miskien koeldrank, as iemand 'n roomys koop 'n koeldrank. Of sy kan iets wat nou sommer net in my gedagtes opkom. Jy weet hulle dip mos die roomys nou deesdae in daai hundreds and thousands, daai lekker dot goedjies, nee, of daai vermicelli, die chocolate goedjies, dan dip hulle daarin, dan vra jy 'n bietjie meer vir dit, as jy hom wil dip, of in Oreo koekies of so. So graad 12, enige iets waaraan jy kan dink, is die regte antwoord, solank dit in die konteks is van wat hulle vra. Pragtig. Behalwe om meer inkomste te kry, gee 2 voorbeelde wat jy sal voorstel om meer wins te maak. Ek wil meer wins maak, ek wil gouer wins maak. Jy het gesien, sy het eers wins gemaak hier op 4000, 5000 roomyse, nee. Enige redelike reaksie, ekskuus, hy het op 1900 roomyse, het sy 'n wins gemaak. Maar ek wil vroeër wins maak, ek wil nie wins maak eers as ek 1000 verkoop het nie. So enige redelike antwoord sal ek vat. Ek sal sê, betaal assistente minder. Laat hulle minder werk, of minder tyd werk, nee, nie minder werk, laat hulle minder tyd werk. Probeer onderhandel oor goedkoper huur, die plekkie wat sy hier om die roomys te verkoop, onderhandel, vra dat jy minder betaal. Enige redelike antwoord sal ek vat. Goed, graad 12. Opsomming. Die fundamente van elke besigheid en organisasie is sy inkomste en uitgawes, nee. Enige organisasie moet 'n begroting maak. As jy 'n besigheid het, moet jy 'n begroting maak, sodat jy 'n projekteerde bedrag het, waarmee jy kan werk, nee. Dan het ons maatskappye en regeringsdepartemente stel begrotings op gebaseer op hul besteding van die vorige jaar. Goed, so dis belangrik. Maatskappye en regeringsdepartemente stel hulle begrotings op gebaseer op hulle besteding van die vorige jaar, nee. Dan het ons 'n inkomste en uitgawestaat vir die regering of enige groot organisasie moet 'n surplus of 'n tekort aandui. Onthou julle surplus positiewe getal, tekort negatiewe getal. Surplus is geld wat oorbly. Ons is gelukkig daarmee en 'n tekort is geld wat verskuldig is, nee. Kyk, huiswerk, is julle reg? Huiswerk. Die Stenger Kinderorganisasie beplan 'n fondsinsameling en beplan om 200 kaartjies teen 150 elk te verkoop. Die organiseerders moet kies tussen die Saaltrok Konferensiesentrum en die Stenger Stadsaal as 'n lokaal. 'n Musiekgroep het ingestem om musiek gratis te verskaf. Hierso is die Stadsaal hef basiese fooie van R3000 en R90 per persoon. Vaste koste plus R90 per persoon. Dan sê hulle vir jou, die koste van die huur van die Stenger Stadsaal. Aantal kaartjies, daar's die aantal kaartjies, en hierso is die pryse wat hulle betaal. Onthou nou graad 12, geen kaartjies, moet hulle nog steeds R3000 vaste koste, nee, vaste koste. Kyk, goed, nou vra hulle vir jou, skryf die formule wat die koste vir die huur van Stenger Stadsaal bepaal, gebruik jou formule om die waarde verbeter. Gitsie, hy het gespring, kom ons gaan terug. Gebruik
Gaan gou net weer lees vir jou. Skryf die formule wat die koste C vir die huur van die Stengerstadsaal is, skryf hom neer en gebruik jou formule om die waarde van B te bepaal. Teken 'n reguit lyn grafiek vir die gegewe tabel. Hierso is ons tabel. Jy gaan vir my die grafiek teken. Jou juffrou gaan vir jou blokkies papier gee en vir jou sê in watter intervalle om te nommer. Jy weet, afhanklik, onafhanklik, ons is reg met daai en jy gaan vir my dan die grafieke teken. Voorskrif van ons volgende les, graad 12. In die volgende les gaan ons fokus op kos en verkoopprys, kosprys en verkoopprys en hoe om die vrae oor die onderwerp te beantwoord. Maak seker jy mis nie hierdie les nie. Sien jou binnekort. Ek sien vir jou binnekort. Totsiens graad 12.